Goeiemôre julle pragtige mense hier op die 24ste April, Vrydagoggend 2026. En ons is besig om 'n video te maak van die Federale Alliansie van Suider-Afrika. En ons gaan vandag 'n bietjie kyk na polisieering. Die polisie. Kom ons kyk 'n bietjie na polisie. Julle manne wat in die mag was, julle manne wat polisiemanne was, julle sal weet waarvan ek praat, né? En die res van ons wat hierdie goed maar leer, ons sal maar inval en kyk hoe die dinge uitwerk. Baie goeie vriend van my, julle sal hom ken as ek sy naam noem, was kolonel in die polisie gewees. En ek is seker daarvan dat van julle wat luister ook polisiemanne was. Op die een video het die een ou sommer gesê, ja, jy moet sommer die minister van verdediging word. Ek kan nie glo dat daai video van die weermag het al oor die 900 kykke gekry nie. Maar weet julle wat, die video van die fondse het maar so 40 kykke gekry. Lyk my nie die mense wil praat oor geld nie, maar geldbeveiliging is net so belangrik soos persoonlike beveiliging. Mense verstaan nie daai konsep nie. As jou ekonomie in duie stort, jou land val in mekaar in, nee, wat help het jy te mag? Daai mag moet gevoed word. Dit help niks. So finansiële beveiliging is net so belangrik soos persoonlike beveiliging. En ons gaan 'n bietjie kyk na 'n vredesmag vandag. Polisie, maar op 'n ander manier, né? Ons gaan kyk na 'n vredesmag. Wat ek het gou hierso, jong, ek kan vir julle sê, dit help nie, ek kan 100 keer vryf. Ek kan 100 keer vee. Ek kry nog steeds daai krapperigheid wat jy kry in jou oog partykeer. Daar is hy, dis beter. Maar daar is al 2 mense wat vir ons loer. Kom ons kyk of nog mense opkom vanoggend voordat ek begin gesels. Ofwel ek gesels al klaar. Maar daar is 'n manie wat sê, in plaas van 'n polisiemag, kort ons 'n vredesmag. Ons kort 'n vredesmag, nie 'n polisiemag nie. Ons kort 'n peacekeeping force, soos hulle sê in die Engels, né? Die persoon op straat moet weet dat die polisieman is sy vriend, nie sy vyand nie. Hy moet nie bang wees vir die polisie nie. Hy moet bereid wees om saam te werk. Hy moet bereid wees om sy volle aandag aan 'n vredesmag personeel te gee, sodat probleme opgelos kan word. En wanneer ons die tronke uitgesorteer het, sê ek nou vir julle dat die polisieeringsaspek, die vredesmagsaspek, gaan baie makliker afgaan. Baie makliker. As die moordenaar weet, hy sterf. As die verkragter weet, hy sterf. As die pedofiel weet, hy sterf. As die dwelmverspreider weet, hy sterf. Nee. As hierdie groepe weet, hulle sterf, dan is daardie aspek van polisieering onmiddellik makliker. En jy speur wat sê, en dan het jy te doen net met korrupsie en diefstal en al daai tipe van goed. Jan, goeiemôre. Dan het jy net te doen met daai tipe aspekte. Dan het jy net te doen met die groter sondes, nie as dit so kan stel. So kom ons kyk vanoggend 'n bietjie na die vredesmag aspek. Onthou julle toe ek die weermag gedeelte gedoen het ek gesê ons moet kyk na sekere lande se tegnieke. Nou dit is belangrik dat ons kan bly by daardie tegnieke en is ook belangrik dat ons kan doen presies soos wat ons in die weermag gedoen het, maar net toegepas op die polisieeringsaspek. En ek sal meer praat van vredesmag as wat ek praat van polisie, né? Ons het 'n land wat in state verdeel is. Kom ons sê dis hipoteties. Die land is pas in state verdeel. Almal dink, okay, wat gaan nou gebeur? Hierdie state bestaan uit verskeie kulture en stamme en ons het 'n mislukte polisiemag
Alle polisiestrukture is gekompromiteer. Ons moet so vinnig as moontlik 'n vredesmag in die verskillende state hê, om selfs die geringste gedagte aan maklike misdaad te voorkom. Daar is die kernaspek. Die moontlike gedagte vir maklike misdaad moet nie eens daar wees nie. Hierdie lot wat dink, okay, ons regering het nou in duie gestort, kom ons gaan steel. Daai gedagte moet nie eens daar wees nie. Né? So hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Die idee natuurlik is 'n vinnige diensplig. 18 tot 38 jaar oud, stel bondige handleidings op vir beide mans en vroue, slegs basiese opleiding soos drills, fiksheid, wapentuig, maar staat maak op opleiding wat gegee word deur die volgende: Japaneese, Duitse, Israeliese, Amerikaanse en selfs Chinese metodes. En elke staat moet hierdie groeperings oor 'n kort tydperk voorsien. Dis deel van ons besprekings. Dis deel van ons onderhandelinge, né? Ek het hierdie ding so skryf dat ek kan behoorlik lees. So ons kort eerstens 'n bondige weermags opleidingshandleiding, en ons moet die ouens kry met die drukbulle, Pieter goeiemôre, die ouens met die dik brille kry, Renay goeiemôre, om hierdie ding vir ons op te trek. En dit moet gebaseer wees op Japaneese, Duitse, Israeliese, Amerikaanse en Chinese metodes. Hoekom? Want hierdie ouens het sukses. Vat Singapore byvoorbeeld. Singapore is Chinees, maar is nie China nie, né? Maar vat Singapore. Jy gooi nie 'n papiertjie op die straat nie. Jy doen nie dit nie. Jy gooi nie 'n sigaret by die venster uit nie, terwyl jy ry nie. Jy doen nie dit nie. Jy doen eenvoudig nie sulke goed nie. Né? Jy los jou karsleutels in jou kar. Jy los jou beursie in jou kar. Vat byvoorbeeld in die Arabiese state. As daar 'n geldnoot, kom ons sê 'n R10 noot of 'n R50 noot, whatever hulle dit noem, as dit lê op die grond, jy tel dit nie op nie. Jy tel dit nie op nie. Indien jy dit optel, moet jy dit onmiddellik gaan gee vir die winkelbestuurder. Onmiddellik. Indien jy dit in jou handsak sit of in jou beursie sit, in jou sak sit en jy loop weg en die kamera stel dit op, dan word jy gename and shame. Dis die tipe staat wat 'n ou wil hê. As jy die regte ding doen, dan is alles fyn. Alles loop dan glad. Maar as jy die verkeerde ding doen, dan is jy in die moeilikheid. Dis eenvoudig soos dit. Ja, ek het al klaar vroegoggend koffie gedrink. Goed, kom ons kyk gou 'n bietjie. Ons doelwit is om vinnig 'n gedissiplineerde, effektiewe vredesmag te vestig deur middel van vinnige diensplig. Om orde te herstel, misdaad af te skrik en stabiliteit te handhaaf. So ons gebruik dit wat ons het en ons faseer dit uit op die regte manier. Basiese opleidingsstruktuur, 8 tot 12 weke intensief, drills en dissipline, optog en formasie, presisiebeweging en eensamehorigheid. Gister mense, hoeveel van ons video's het ons nou al gesien al van hierdie ouens wat eenvoudig net nie weet hoe nie. Hierdie hand, okay. Langsom, hierdie kant. As jy nie kan drill nie, kan jy nie luister nie. As jy nie kan luister nie, kan jy nie leer nie. As jy nie kan leer nie, kan jy nie 'n wapen hanteer nie. Dis waarvoor drills daar is. Om jou te leer om te luister. So eenvoudig soos dit. Haai links, regs. Dit is sodat jy kan luister. Sodat jou koördinasie kan begin verbeter. Sodat daar 'n skakeling is tussen jou ore en jou liggaam. En dat jy daai skakeling kan doen terwyl jy jou mond hou. Dis waarvoor dit daar is. Natuurlik is fiksheid en al daai goed deel daarvan. Goed, hiërargie en bevelsketting, streng nakoming van bevele. Dan moet 'n streng nakoming van bevele wees. Né?
As 'n ou vir jou 'n bevel gee, as iemand vir jou bevel gee, dan gaan hy nog vir jou daarna moet kan sê, hoekom is jy nog hier? Jy moet move, as jy 'n bevel kry, né? Groete of groet en protokol, respek vir gesag en struktuur. Fisieke fiksheid, daaglikse kondisionering, hardloop, kalistetiese oefeninge, hindernisbane, gevegseester, ek het al gesien hierdie Japaneese, né? Ek weet nie of julle gesien het nie. Hulle hardloop basies, hulle lig basies die ou met 'n paal teen die muur op, na boonste verdieping toe. En dan hardloop die ander ouens op. Of hulle het 'n manier om teen die kant af te hardloop, met toue van 'n gebou af. Hulle response time, vinnige opvolgtyd, is absoluut fenomenaal. Né? Sorteer probleme uit so gou soos nou. Spangebaseerde uitdagings, dis baie belangrik. Die bou van eenheidsvertroue onder druk, dis wat dit is. Die bou van eenheidsvertroue onder druk, né? Die een polisiestasie of vredesmagstasie speel rugby of sokker of cricket of wat ook al. Of toutrek teen die volgende stasie. Van toutrek gepraat. Rudy stuur vir my 'n boodskap. Hy sê hy was nou by die ontspanningsoord gewees en daar was 'n klomp boere Afrikaners, want hulle is almal een groep. En hierdie ouens was lekker geswaai. En daar was 'n Indiër groep gewees. Toe daag die boere die Indiërs uit, want hulle is mos seker maar mannetjies. Toe daag hulle die Indiërs uit vir 'n toutrek. Toe wen die Indiërs. Die Indiërs, daai maar mannetjies, het hierdie dik, groot, vet gat boere omgetrek. Sy gewig het hom nie gehelp nie. Brandewyn het nie vir hom spoed gegee nie. Ek sal vir jou sê, nee, ons mannetjies sal op hulle tone moet wees. As daar 'n Indiese bataljon moet wees, dan naby Durban, polisie of weermag, ons boertjies sal ons flippend storie moet ken, om baie ouens te klop. En kyk hoe groot is 'n Zulu. Het julle agtergekom hoe groot is Zulus? Zulu se fisieke voorkoms is van die beste in Suid-Afrika. Het julle ooit daaraan gedink? Het help jy voel sleg oor jouself nie. Dis hoe die Here hulle gemaak het. En dis die tipe goed wat 'n ou moet gebruik tot voordeel van al die nasies. Tot voordeel van al die nasies. Né? Wat jou Wenda mense? Jou Wenda mense is nie onnoosel nie. Nee, Wenda en Zimbabwe is baie naby aan mekaar. Weet julle, die slagsyfers in Zimbabwe se universiteite is fenomenaal hoog. Hulle is slim mense. En hierdie is die tipe goed wat ons moet kan gebruik. Wapenhantering. Vuurwapenveiligheid, belangrik, gewere, pistole indien beskikbaar. Basiese skietvaardigheid, beheerde vuur, geïmproviseerde wapenopleiding, knippels, skilde, nie dodelike taktiek nie. Die nie dodelike taktiek. Kan julle indink, as ons 'n vredesmag het, né? En hierdie ouens het, die twee ouens wat op straat loop, het nie net daai knippel ding wat die polisie het nie. Jy weet daai knippel ding? Daai ding is fenomenaal. As jy weet hoe om daai ding te gebruik. Julle weet daai stok met die klein handvatsel. As jy weet hoe om daai ding te gebruik, daai ding is fenomenaal. Né? Maar die ou het skild ook. Hy het 'n spesifieke, ordentlike skild wat net vir hom in sy stam, of wat ook al, daai vredesmaggroep, dra hierdie skild verskyns agter op die rug, ook vir rugbeskerming. Saam met sy beskermende baadjie. Dan het hy die skild. Dis trots, dis eenheid. Dis iets anders. Hy kan net nie 'n spies saam met hom dra nie. En Jan, eerste dan maak hy gate waar hy nie moet gate maak nie. Maar so 'n knippel, daai ordentlike polisie knippel,
met 'n skild wat spesifiek ontwerp is om kleingeweervuur af te weer. Ons ken daai groot skilde wat hierdie ouens dra, polisiemagte oor see, wanneer dit kom by protesaksies en al daai tipe van goed. Ek praat nie van so iets nie. Ek praat van iets wat lig genoeg is, maar wat sterk genoeg is om te kan dra, wat selfs 'n pragtige kentekening of 'n vorm op het. As hulle daai skild so voor hom sit, moet hulle weet, daai eenheid is nou hier, ons is hier, en ons gaan hierdie mense verdedig, en ons gaan vir jou uitsorteer. Dit sal dom fantasties wees. Ek dink dit sal absoluut smaak wees. Ons kan die beste vredesmag in die wêreld. Né? As ek kyk na oorseese verhale, en ek doen in diepte studies van hierdie ouens, né? Daai ouens is nie so great nie. Ek sê hulle is nie so fantasties nie. Ons kan beter doen, en ons het beter gedoen. Taktiese vredeshandhawing, skadebeheer, onderdrukking van oproere, de-eskalasie daarvan, puntoperasies, deursoekings, aanhoudingsprotokolle. Deursoekings en aanhoudingsprotokolle moet net plaasvind as ons weet daar's 'n probleem in 'n area. Dis al. Dit moenie die norm wees nie. Jy weet, padblokkades en daai goed is onnodig. Is net wanneer dit nodig is dat hulle so iets moet toepas. Dis al. Stedelike patrollies, klein eenheid taktiek, voorkoming van hinderlae, daai tipe van goed. Dan kort ons sielkundige kondisionering. Veral die Chinese en die Amerikaanse invloed is hier so baie belangrik. Loyaliteitsindoktrinasie. Die ouens moet trots hê, man. Jy weet, hy moet trots hê. Patriotisme, plig teenoor die staat. As ek sê plig teenoor die staat, plig teenoor sy staat. Die staat waarin hy bly. Met die oorkoepeling van die alliansie. Stresinenting, gesimuleerde hoë druk scenario's. Hy moet getoets word in hierdie. Hy moet getoets word, né? Hy moet getoets word. Optrede reëls, wanneer hoe om geweld te gebruik, wetlike beperkings. Daar's niks sulke nonsens van, as 'n inbreker in jou yard inkom, né? Daar's nie van, hanteer hom met sagte handjies nie. As 'n inbreker in jou yard ingekom het, wat soek hy daar? Hy moet weet, as hy oor daai muur klim, skiet jy hom vol gate, en jy sal daarmee wegkom. Klaar, wat soek hy in jou yard? Punt. Hy het niks daar verloor nie. As hy wil inkom, lui die klokkie. Druk die knoppie. Kom in deur die hek, en stel jouself voor. Jy klim nie oor heining nie. Klaar. Klim nie oor heining nie. Punt nommer 3. Geslagsneutrale benadering. Dieselfde standaarde vir mans en vroue in opleiding. Gespesialiseerde rolle, gebaseer op aanleg, byvoorbeeld medies of verkenning of so iets. Vroumense kan ook verkenning doen. En weet julle wat, vroumense sien goed raak wat mans nie raak sien. Dis 'n feit. Dames, julle sien goed raak wat ons mans nie altyd raak sien. Ek kom dit agter. Stap in 'n mall. Ek weet nie wat die mense aangetrek het as hulle by my geloop het nie, maar 'n vroutjie weet. Né? Dis hoe dit is, nee, Heina. Wat sê jy? Vinnige ontplooiingsstrategie. Fase 1, week 1 tot 4. Drills, fiksheid, wapenvertrouwdmaking, vinnig. Fase 2, weke 5 tot 8. Taktiese opleiding, lewendige oefeninge. Fase 3, lewendig, dis nou lewende rondes, né? Wapens, ammunisie. Fase 3, weke 9 tot 12. Veldontplooiing onder toesig. Vredesontplooiing onder toesig. Instandhouding en oorsig. Weeklikse opfrisdrills om vaardigheidsverval te voorkom. Jy kan net by 'n polisiekantoor inloop en sien jy die vaardigheidsverval. How can I help you? What is your problem? Fill in this form. I come now. Die stoel is al so gebuig van daai vet alie wat daarop sit.
Hulle kan nie 2 tree hardloop nie, wat nog van 2 tree behoorlik loop. Nee. What is the problem? Niks van trotsheid. How can I be of service, sir? Madam, how can I help you? Let's sort out the problem. What's the problem? Let's get all the details. I put the voice recorder on here and we fill in this form document. Let me be of service. Let me fill it in for you. Blah, blah, blah. Vanaf. Chup. Glad. Plaaslike bevelvoerders aangestel vir uit die bekwaamste leerlinge uit, né? Stel hom aan, as hy goed genoeg is, stel hom aan. Gemeenskapsskakelbeamptes om vervreemding van burgerlikes te voorkom. Hierdie is een van die belangrikste dinge. Gemeenskapsskakelbeamptes. Weet julle hoeveel werk het ons om te doen? Weet julle hoeveel werk kan ons gee vir die mense? Werkloosheid in Suid-Afrika sal verdwyn, sodra soos die federale alliansie oorneem. Daar sal altyd diegene wees wat nie wil werk nie, altyd. Jy kan het maar weet. Jy kry altyd daai groep wat absoluut pateties te sleg is om enigiets te doen. Goed, 'n verwagte uitkoms, 'n funksionele vredesmag binne 3 maande. Dis nie onmoontlik nie. Hoë sigbaarheid om misdaad af te skrik. Goeiemôre Jenny. Aanpasbaarheid by plaaslike kulturele dinamika. Slotnota. Hierdie model prioritiseer spoed en dissipline en meng die mees effektiewe elemente van wêreldwye militêre opleidingsstelsels. Pas dit aan op die grond van beskikbare hulpbronne. Dan is daar nog 'n klompie ander goed. Gemeenskapspolisieringsintegrasie vir langtermynstabiliteit. Groot woorde, maar belangrike woorde. Kultuur, griefkanale, intelligensiegedrewe polisieering, diensgeoriënteerde teenwoordigheid. Hoekom werk al die goed? Griefstelsels, opleidingsprotokolle, verslagdoeningskanale, waarborge teen vergelding, kulturele en kommunikasievaardighede, operasionele integrasie, patrollies, intelligensie-insameling, skakelbeamptes gedragskodes. En daar's 'n klomp goed wat ou na kan kyk. Ek het luister hierso, maar ek gaan nie nou deur alles gaan nie. Ek het nou genoeg inligting vir julle gegee om te weet dat ons hierdie ding kan vinnig doen en effektief kan doen en vinnig kan uitsorteer. Ons kan dit doen. Ons het genoeg mense om hierdie job te doen, man. Jy weet, jy kan nou al afgetree wees en jy kan dink, ja, jy weet, ek beteken niks nie. Nee, ek kry net 'n nuwe baan. Ek het al vir julle gesê, ons tree nie af nie. Jy kry net 'n nuwe baan. Dis al wat jy doen. Ek het op die ouderdom van 63 verlede jaar begin Oktober, om 'n toep te bou. Ek weet nie of van julle al na die ding gekyk het nie. Dis seker een van die beste dinge wat ek nog ooit in my lewe gedoen het, was daai ding. Daai ding funksioneer. Daai rugby toep, julle sien ek adverteer hom nou baie. Hy funksioneer. Julle geweet, as ons 1000 mense opkry op daai toep, net 1000, dan kan ons eerste vergadering hou. Die volgende maand hou ons die tweede vergadering. Die derde maand die derde vergadering. Teen daai tyd sal genoeg mense aan boord wees om 'n volledige groot vergadering te hou. Dis hoekom ek die ding gemaak het. Ons kort verandering in Suid-Afrika. Dis hoekom ek dit gedoen het. Dis hoekom ek dit gemaak het. Mense is nie bereid om net te help in 'n sekere rigting nie. Okay, goed. Dan gee ek jou iets en dan gee jy vir ons iets. Dis 'n wen-wen scenario. En dan kan ons kan hierdie goed mense vinnig doen. Vinnig. Is nie onmoontlik nie. Dit het my 6,5 maande gevat om my ding te bou sonder kennis. Myself geleer.
Ek weet nou presies wat om te doen vir die volgende een, as ek weer so een aanpak. Ek weet nie of ek weer gaan nie. Maar indien ek gaan, dan het ek alles alreeds reg, en dan gaan dit baie vinniger. Ons moet hierdie ding doen. Ons moet hierdie land verander. Ons moet ontslae raak van hierdie juk van korrupsie wat oor ons is. Ons moet. Goed, dit bygesê, hierdie volgende week wat kom is in ons gemeente. Ons het hierdie jaar wat ons noem die jaar van rus. En hierdie week spesifiek wat nou kom is 'n week van rus. Dis wanneer jy jou selfoon afskakel, soveel so wat jy kan. Jy skakel sosiale media af. Jy ontspan. Jy vat dit rustig. Jy lees meer Bybel. Jy eet om die etenstafel saam met die gesin. Hou 'n piknik. As jy by die kus is, gaan sit by die see. Gaan dagdroom. Rus 'n bietjie. Ek weet, daar's baie mense wat moet werk tussen Dinsdag en Donderdag en so aan. Maar selfs in jou werkstyd kan jy net jou pas behoorlik daarstel. En nie jouself onder druk sit of onder stres sit nie. Moenie gedryf voel om iets te doen. Moenie gedryf voel nie. Vat dit rustig. En vat vir jou 'n rusweek. Hierdie week wat nou kom is my rusweek. Ek het lanklaas vakansie gehad. Ek het hierdie afgelope tyd het ek ingeklim en gewerk. My skouers is seer daarvan. Maar dit was die moeite werd. En ek glo dit gaan die moeite werd vorentoe wees. So vat 'n rusweek man. Alraai. So volgende week gaan jy nou nie 'n video kry nie. Maandag en Vrydag is in elk geval vakansiedag. So volgende week gaan jy nou nie 'n video kry nie. So rus 'n bietjie. En as ons terugkom, dan praat ons weer oor die belangrike dinge. En dan kyk ons waar ons staan. Ons is boere. Ons is boere-Afrikaners, ons is Afrikaners. Ons is vryburgers eerste. Altyd vryburgers eerste. Onthou dit. Dit is waarna toe ons werk. En saam met God maak eendag mag. Fantastiese naweek vir julle, fantastiese Vrydag, geseënde week vir julle wat voorlê. En vat dit 'n bietjie rustig. Alles wat mooi is vir julle.